Kom ons open hierdie Sabbatskool met 'n gebed. Here, baie dankie dat ons almal hier by mekaar kan wees. Dankie dat U ons so oorvloedig seën, dat ons nie tekort het nie en dat ons gesond is. Here, gebruik ons asseblief vir U wil. Laat die Heilige Gees ons lei om U wil te doen en U werk te doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Okay, so ek het vanoggend vir julle nog 'n sending verhaal. Ek wil vir julle 'n bietjie vertel van een van my geliefkoeste sendelinge. Ja, so die dame se naam is Gladys Aylward en sy is in 1902 gebore en ek dink ons kan heelwat uit haar lewe uit leer en geïnspireer word. Die Here het vir ons 'n sendingopdrag gegee en hy het gesê ons moet die hele wêreld ingaan en sy woord verkondig en mense leer om sy gebooie te onderhou en hulle doop. En vir sommige van ons beteken dit dat ons moet dalk baie ver gaan om hierdie opdrag uit te voer en vir sommige van ons beteken dit ons moet dalk net ons bure vertel van die Here of selfs die mense wat dalk in ons huise werk of wat saam met ons by die werk is. Gladys Aylward het egter baie ver gegaan met hierdie opdrag van die Here. Sy is gebore in 1902 in Edmonton, dit is in die noorde van Londen, en haar pa was 'n posman gewees, haar ma was werkersklas, so sy het nou nie uit 'n baie vooraanstaande gesin gekom nie, en sy het ook nie verskriklik ver gevorder op skool nie, sy was nie verskriklik akademies gewees nie, en toe sy 14 jaar oud was, het sy die skool verlaat, en sy het begin werk, en sy het nou later aan toe sy 18 jaar oud was, is sy Londen toe en sy het daar as 'n diensmeisie gewerk, maar haar droom was eintlik om 'n aktrise te word, so sy het bietjie klasse gevat, dramaklasse en sy was ook baie lief om na danse toe te gaan. En toe sy 23 jaar oud was, toe sy een aand op pad na 'n dans toe en toe was daar 'n uitreik gewees, 'n evangelisasie byeenkoms en van die jong mense wat nou buitekant die gebou is, het haar toe nou daar beet gekry en vra gesê nee, sy moet inkom, sy moet kom luister en sy het haar toe nou laat ompraat en dit is toe nou by die geleentheid wat sy toe nou vir die eerste keer besef het dat die Here het sy lewe vir haar gegee en dit het 'n baie groot indruk op haar gemaak en sy het haarself toe nou bekeer en 'n Christen geword en begin om vir die Here te werk en so 'n paar jaar later, toe het dit onder haar aandag gekom, maar daar's miljoene mense in China wat glad nog nooit van Jesus gehoor het en niks van Jesus weet nie. En dit het nou ook net so groot indruk op haar gemaak en die Here het dit vir haar baie op haar hart gedruk dat sy moet China toe gaan en sy moet met die mense gaan werk. En sy het nou by die China Inland Mission aangesluit. Dit is 'n organisasie gewees in Londen wat wat dan nou sendingwerk gedoen het in die ooste en hulle het so 3 maande kursus aangebied en in die praktiese werk het sy baie goed gevaar, maar met die taalwerk, met die akademiese werk, sy sê die woorde wou net nie in haar kop ingaan nie. So toe sy met eksamen skryf na 3 maande, toe het sy nou met vleiende vaandels gedop. Sy het die eksamen behoorlik toe nou gedryp en hulle het toe nou vir haar gesê nee, sy is te oud en sy het nie die nodige akademiese agtergrond om die taalbaas te raak nie. Maar hulle verstaan, sy is nou baie gewillig om vir die Here te werk en sy moet dan nou maar in Engeland self vir die Here werk. So sy is toe nou na Swansea toe, dit is in die suide van Wallis, en Swansea het 'n hawe, so daar was nou heelwat dames wat in die hawe gewerk het, wat hulle toe nou gevoel het, sy moet onder hierdie dames bietjie leiding neem, en sy het groot, sy het sukses behaal, en almal, sy het heelwat mense toe nou gekry dat hulle bekeer en beter lewens beginne lei, maar die Here het nog steeds met haar gepraat en vir haar gesê, maar sy moet in China gaan werk. En toe het sy op die ou einde besluit, maar as die China Inland Mission haar nou nie wil aanvaar en sy kan nie die eksamen deurkom en dan sal sy op haar eie China toe gaan. Die probleem is net, sy het nie eintlik geld gehad nie. So sy het nou besluit, maar sy sal nou weer terug gaan Londen toe en dan sal sy nou maar weer as 'n diensmeisie werk om geld te spaar. En so sy het nou na 'n reisagent toe
en sy het so 3 pond gehad, en toe sê hy vir hom, om in China uit te kom het jy 90 pond nodig. 'n Pond was daai jare nogals baie gewees. En, want jy moet per boot reis toe sê sy, maar daar moet 'n goedkoper manier wees. Sy sê wel, mens kan nou per land reis, per trein, maar dit is nou nie eintlik baie veilig nie, want Rusland en China was op daai stadium in 'n onverklaarde oorlog gewikkeld. Hulle het nie amptelik oorlog verklaar met mekaar nie, maar hulle was besig om oorlog te maak. En dit is baie gevaarlik as hulle nou met die Trans-Siberiese trein probeer in China uitkom. En toe besluit sy, maar dit is nou die goedkope roete en sy sal dit maar volg, want dit gaan nou in elk geval soveel jaar vat om hierdie geld te spaar, dat teen daai tyd sal die oorlog sekerlik verby wees. En sy het toe nou haar Bybel oopgemaak en gebid en haar Bybel daar neergesit en haar geld daar neergesit en vir die Here gesê, hier is my Bybel en hier is my geld en hier is ek, gebruik my. Ek weet u wil my gebruik, help my. En toe nou net daarna toe het die dame vir wie sy gewerk het haar geroep en gesê, maar sy het besluit, sy sal vir haar die geld teruggee wat sy gespandeer het om van Swansea af Londen toe te reis. En toe sien sy dit nou as 'n teken dat sy het alles toe nou gespaar wat sy moontlik kon. En een van die families wat sy gewerk het, Sir Francis Young Husband, was eintlik in die ooste gewees. Hy was in die Britse weermag gewees en so hy het boeke gehad en sy het nou soveel as wat sy kon oor die kultuur geleer en bietjie probeer om die taal te leer en soveel inligting as moontlik bymekaar gemaak. En uiteindelik in 1932 toe het sy nou genoeg geld vir die reis na China toe. En sy het toe nou op die trein geklim in Liverpool Station in die middel van Londen. En so het sy toe nou oor Europa gereis en tot in Moskou. En toe nou van Moskou af het sy besef, maar want dit was toe nou daai jare het dit maar sleg gegaan in Rusland. Dit was na die revolusie gewees en so het sy toe nou geweldige armoede gesien, maar sy is toe nou op die Trans-Siberiese trein, is sy toe nou op pad China toe, maar dit het toe nou nie heeltemal so maklik gegaan nie, want toe, hoe verder hulle gereis het, hoe meer soldate het op die trein geklim, en toe hulle op 'n stadium op 'n dorpie kom, toe sê hulle vir haar, maar sy moet nou afklim. En so het sy besluit, maar sy sal nie afklim nie, want sy wil in China uitkom. En so het al die ander mense het afgeklim en meer soldate het opgeklim. En hulle het verder gereis en op 'n stadium toe die trein tot stilstand gekom. Toe was dit nou al in die nag gewees. En toe klim al die soldate af en toe hoor sy nou buitekant die skermutseling en geweerskote en alles. En toe besef sy, maar sy is nou al mense wat oor is op die trein. En sy klim toe nou ook af by die stasie. En toe op die stasie het sy toe nou die treindrywer, die konnekteur en die stasiemeester gekry en toe sê hulle, maar dit is nou eintlik die area wat die oorlog in is en sy moet nou eintlik nie, sy moet op die vorige stasie afgeklim het. En sy sê, maar sy kan nie, want sy moet, en so het sy toe nou maar daar saam met hulle koffie gedrink en toe sê hulle, maar sy moet nou met die treinspoor maar terugloop na die vorige stasie toe. En sy het toe nou maar begin voetslaan in die sneeu en in die nag tot op 'n punt en toe was sy baie moeg geweest. Sy het gelukkig 'n klein alkoholstoofie wat ons genoem het 'n primus in die ou dae, het sy by haar gehad en haar 2 tasse en beddegoed en so aan, en toe het sy nou maar daar geslaap op die treinspoor en die volgende oggend toe nou weer begin stap en dit het haar toe nou die hele dag gevat om terug te stap tot op die stasie waar sy moes afgeklim het. Maar toe weet sy nou nie, hoe moet sy nou verder? En uiteindelik het iemand vir haar verduidelik, maar sy moet nou 'n trein, een van die ander treine vat en toe het sy wel in Vladivostok uitgekom, maar toe die Russe haar toe nou daar so gevange geneem, want hulle het toe nou nie lekker verstaan wat 'n missionary is nie. Hulle het toe nou gedag sy's 'n machinist en hulle wou haar toe nou dwangarbeid laat doen in een van die fabrieke. Maar so het 'n meisie wat bietjie Engels kon praat het haar toe nou gehelp en sy's toe nou op 'n skip en sy's toe nou oor Japan toe en toe die Britse konsulaat daar gehelp, so sy het toe nou met Japan syde toe gereis en toe het sy weer 'n skip gekry en toe het sy in China aangekom. Nou toe sy nog in Engeland was, het sy gehoor van die dame, mevrou Lawson, wat daar so gewerk het, wat 'n sendeling was en die was op soek gewees na 'n jonger persoon en sy het met haar gekorrespondeer en mevrou Lawson het in Tientsin gewerk. So maar mevrou Lawson het nooit gedink dat Gladys ernstig is oor om so toe te kom. So sy
het nie regtig verwag dat sy ooit sal opdaag nie, en sy het toe nou van Tientsin afgetrek na Yangcheng toe, en so toe Gladys nou in Tientsin aankom, toe is mevrou Lawson ook nou nie meer daar nie. Sy was toe nou al redelik oud gewees, sy was al in haar 70's gewees, so toe moes sy toe nou vir nog 2 dae per donkie reis, voordat sy toe nou in Yangcheng aangekom het, en toe kom sy ook agter mevrou Lawson, sy was 'n ou Skotse dame gewees, en nou nie eintlik 'n verskriklike vriendelike dame gewees nie, sy was maar harde materiaal gewees, en die mense was ook nie baie ontvanklik vir die boodskap gewees, en sy kon nie die taal praat nie, so dit, alles was eintlik teen haar gewees. Maar, en op 'n stadium, die mense het nie van hulle gehou nie, hulle het hulle gegooi met klippe as hulle in die dorp was en so, en toe sy nou heeltemal moed verloor, en toe sy nou by mevrou Lawson gaan huil daaroor, het mevrou Lawson vir haar gesê, maar as dit nou nie werk nie, maar moet hulle nou maar net harder probeer, hulle moet 'n manier vind om die boodskap aan die mense oor te dra, en toe het hulle besef die huis waarin hulle bly, dit was 'n redelike groot ou huis gewees, was tevore 'n herberg gewees, en want daar heelwat, op daai stadium is vervoer maar per donkie gewees, so alles wat van een dorp na die ander dorp vervoer is per donkie vervoer, en die donkie treine, want die mense het nou heel wat donkies gehad wat gelaai was, die donkie treine het dan nou deur die dorp gekom, en die mense moes oorbly iewers, en te besluit hulle, maar hulle sal hulle huis dan nou 'n bietjie opknap en herstel, en hulle dit dan nou weer as 'n herberg oopmaak vir die mense, en so het hulle nou hard gewerk, die plek herstel, en Gladys se werk was toe nou om, as die mense nou verbykom, want gelukkig die huis was ook langs die pad, wat van die een poort van die dorp na die ander hek toe geloop het, moes sy dan nou basies die donkietreine kaap, so sy moes want daar hierdie donkietrein het ook so gewerk, die voorste donkie was nou die leier donkie, en die ander donkies is geleer om hom te volg, so sy moes nou die voorste donkie gryp, en dan eintlik half indwing in hulle binnehof in, en haar eerste woorde wat sy toe nou geleer het, was so chant gewees, wat sy toe nou, hulle het 'n kok gehad, 'n Chinese kok, so sy moes dan nou sê, geen luise, geen vlooie, kom, baie goed, baie goed, baie goed, so dit was haar eerste woorde wat sy geleer het, so sy moes die voorste donkie gryp, en gewoonlik as die donkie dan nou gekom het, en besef het, ouma, hy is nou op pad in 'n binnehof, en dan hy besef, ouma, hier so is daar gaan kos wees, daar gaan water wees, en die ander donkies het gevolg, en dan moes die mense wat saam met die donkies was, moes dan nou ook maar volg, so het al die mense dan nou onderskep, en hulle het goeie akkommodasie vir hulle aangebied, goeie kos, en dan die beste van alles, goeie stories, want in die aand het hulle dan nou, mevrou Lawson kon gelukkig toe nou al vlot Chinees praat, en Gladys het toe nou baie vinnig geleer, toe sy tussen die mense was, toe het sy toe nou, waar sy voorheen nie kon Chinees leer, het sy toe nou baie vinnig geleer om goeie vlot Chinees in die lokale dialek te praat, en so het hulle dan nou in die aand vir hulle al die Bybelstories vertel, al Christusse verhale, gelykenisse en so aan, wat dan 'n baie goeie entertainment was vir hierdie mense, en hulle het dan nou weer met hulle donkies aangegaan, en die stories gaan oorvertel in ander dorpe, so hulle het nou eintlik heelwat mense gekry wat hulle toe nou bekeer het, en dit het toe nou eintlik vir 'n tydjie baie goed gegaan, presies vir 1 jaar, want 1 jaar later, toe val mevrou Lawson van 'n balkon af, en sy is toe nou 'n week later oorlede, en toe besef Gladys, maar sy kan nou nie op haar eie die inrun en al die dinge doen, en sy het nou nie geweet wat gaan sy nou volgende doen, en sy het gebid oor die saak, en die Here het nou 'n plan gehad, hy stuur toe na die mandarin van die dorp, dit is soos die burgemeester, die hoof oor die dorp, het hy toe nou vir haar gestuur, en van die mandarin het toe nou besluit, maar hy het 'n werk, en sy is eintlik die enigste persoon wat dit sal kan doen, daar was hulle se naam was the Inn of the 8 Happinesses. Die 8 Happinesses is eintlik 8 waardes gewees, wat soos liefde en so wat hulle dan nou gepromote het. En die mandarin het toe nou vir haar kom vra, sy moet asseblief 'n voetinspekteur word. Nou, in daai jare, ek weet nie of julle almal daarvan weet nie, maar vir honderde jare het die Chinese hulle voete gebind. Dit was omdat een van die emperor se vroue
het 'n gebreklike voet gehad en toe raak dit in die mode om gebreklike voete te hê. So wat hulle gedoen het is as meisies van hoër klas dan nou 'n sekere ouderdom bereik, dan is hulle voete gebreek en op 'n sekere manier gevou en dan vasgebind dat dit nie kon groei nie. En dan het hulle nou hierdie klein skoentjies gedra en hulle het dit nou as baie elegant beskou as die mense dan nou op die klein voetjies rondloop en want hulle kon nie groot behoorlike tree neem en dit was natuurlik baie pynlik ook gewees soos die werkersklas se voete is nie gebind nie. En toe is die praktyk is toe nou onwettig verklaar en die mense het eintlik nou op daai stadium ook al besef dit is nie 'n baie goeie ding gewees nie. Nou die ouer vrouens kon jy nou niks aan die voete mee doen nie. So hulle voete moes nou maar so bly, maar die jonger dogters se voete moes toe nou die verbande moes afgehaal word en hulle voete mag nie meer gebind word, maar hulle het nou iemand nodig gehad om inspeksie te hou en in die vroue kwartiere in te gaan. So hulle kon nie 'n man gebruik nie want dit sou nou verskriklik skandalig gewees het as 'n man in die vroue kwartiere ingegaan het. En hulle kon ook nie 'n hoër klas dame gekry het want haar voete sou gebind gewees het en dit sou nie vir haar moontlik gewees het om al hierdie reise te onderneem na al die naburige dorpies en so. En toe die mandarin besluit, maar die ideale persoon is nou Gladys, want sy het groot platvoete wat nooit gebind was nie, sy kan lekker travel en sy is 'n vrou en jy kan ook nou nie 'n laer klas Chinese dame gekry het om na die hoër klas dames se voete te gaan inspekteer. So sy het nou besluit, maar Gladys is nou net die persoon vir die werk, so hy daag toe nou eendag daar op met sy hele entourage by die Inn of the Eight Happinesses, om vir haar te vra, sal sy dit doen, en sy sê toe nou ja, maar mag sy Christen sendingwerk doen, mag sy vir die mense dan nou bietjie sendingwerk doen onder al hierdie vrouens in die vroukwartier, en hy het dan gesê, maar dit pla hom glad nie, hy het nie saak met haar sendingwerk nie, sy moet net die voete gaan inspekteer. En toe maak die Here eintlik vir haar 'n hele nuwe veld oop waar sy kan sendingwerk doen. En die mense moes maar luister, want as sy daar opdaag, sy het 2 soldate gehad wat saam met haar gegaan het, so niemand het daar eintlik teen gestaan nie. En so dit het toe nou ook redelik goed gegaan vir 'n tyd lank. Die volgende ding wat toe nou met haar gebeur het, is dat sy was eendag op pad, sy het toe nou gereelde besoeker geword by die mandarin se paleis. Sy het gedink haar godsdienst is totaal en al vir hom het dit glad nie sin gemaak nie, maar hy het daar baie geniet, so sy het gereeld daar gaan kyk, en eendag op pad na die paleis, toe het 'n kinderverkoper 'n kind aan haar probeer verkoop, en sy het nou probeer om kanale te volg, maar besef, daar's nou geen manier wat sy die kind kan help nie, en sy het nou ook besef, maar die kind behoort nie aan die vrou nie, en toe het sy nou maar die kind gekoop, want sy het gevoel, maar sy kan vir die kind 'n beter lewe gee. Sy het die kind toe nou vir 9 pennies gekoop, en haar Grace genoem, maar haar bynaam was 9 pence, want sy is vir 9 pennies gekoop. So dit was toe nou die eerste van die weeskinders wat sy ingeneem het, want sy het nou vir die mandarin ook gevra, en hy het nou gesê, nee, maar sy moet dan maar die kind koop as sy wil. So daar is nie eintlik iets wat hulle daaraan kan doen. Daar is mense wat kinders vang en kinders verkoop en kinders van die straat af sulke tipe van goeders. En was dit nou nie baie lank nie, toe kom 9 pence daaraan met nog 'n seentjie wat sy toe nou op straat gevind het, en toe sê sy, maar kan hy nou nie ook by hulle kom bly? She will eat less, sodat hy ook ietsie kan hê. En sy naam was toe nou Les. Sy naam was toe nou minder gewees. En so het Gladys toe nou al hoe meer en meer weeskinders gekry waarna sy moes kyk, en die Inn het toe nou 'n weeshuis geword, en daar so die mandarin het toe nou later aan, het hulle toe nou skool ook begin by die Inn, en toe op 'n stadium was daar toe nou groot oproer in die tronk gewees, en daar is 9 pence en Gladys en 9 pence se seentjie toe nou baie jare later in Shanghai, so dit was vir haar toe nou, sy het toe 'n Christen geword, en haar lewe is heeltemal ten goeie verander. Toe was daar 'n oproer gewees in die tronk, en toe besluit die mandarin, nee, maar Gladys moet nou die oproer kalmeer. En toe sê sy vir hom, maar hoe kan sy, want die ding is, Gladys was 'n baie klein mens eintlik gewees, sy was 4 voet 11 duim, ek het gisteraan, dit gaan omdraai na sentimeters, vir die wat soos ek aan sentimeters gewoond is, dit is 150 centimeter, so dit is 1,5 meter, en sy het 110 pond geweeg, dit is
net so minder as 50 kg. So sy was nou nie eintlik 'n formidabele vrou gewees nie. Toe sê sy vir die Mandarin, maar hoe verwag het? Toe sê, maar jy sê dan nou altyd, as jy Christen is, dan is 'n mens vir niks bang nie. So hulle is nou almal te bang, want dit was nou hierdie groot opstand en die mense hardloop daar rond met messe en byle en kap mekaar dood en so. Toe bid sy nou maar oor die saak, soos wat sy altyd gedoen het voor sy iets gedoen het, en toe gaan sy toe nou in die tronk in, en almal praat toe nou gelyk, en toe sê sy vir hulle toe nou ferm nie, hulle moet stil bly, een op 'n keer, en sy vat toe nou sommer ook die byl af by die ou wat met haar praat. Toe sê hulle vir haar, maar hulle kry nie kos in die tronk nie. So as jy in die tronk gesit is, niemand gee vir jou kos nie. So as jou familie nie vir jou kos bring nie, dan moet jy nou eintlik maar beklei vir kos. En hulle sit heeldag daar so met niks om te doen nie, en hulle is geharde manne en hulle is moordenaars en so aan. En so het sy toe nou met hulle onderhandel en toe sê sy vir die Mandarin, maar daar moet nou hervorming kom in hierdie tronk. Die mense moet iets kry om te doen, handewerk, en dan kan hulle handewerk verkoop word, dan kan hulle inkomste kry, daar kan vir hulle kos gekoop word, en so het sy toe nou die hele tronksysteem in die tronk hervorm, maar sy het ook toe nou, ook toestemming gekry om godsdienstige byeenkomste te hou saam met die tronkmense, maar hulle was maar baie harde mense. So hulle het hulle gewoonlik dan nou daar in die binnehof laat sit en hulle het nou vir haar so 'n hoopie grond gebou waarop sy moes staan, want sy was, soos ons gesê het, maar 'n bietjie aan die kort kant. So sy het dan nou daar op haar hoopie grond gestaan en met hulle gepraat, en baie van hulle was baie teen haar gekant gewees. En veral die een ou, Mr. Chan, en sy sê sy het Mr. Chan gehaat, want hy het sulke wrede oë gehad, en hy het altyd op haar gevloek as hy by haar verbystap, en hy het haar een keer in die gesig gespoeg toe hy by haar verbystap. Sy sê, maar sy het maar gebid, want sy het geweet sy moet vir hom bid, maar sy het eintlik niks van hom gehou nie. En daar was 'n paar wat hulle toe nou bekeer het, maar Mr. Chan hy was 'n moorddadige mens gewees, en onaangenaam, en wreed en alles. Sy sê, en eendag, toe hulle nou na die byeenkoms so uitstap, toe vat sy hom so aan sy skouer, en toe sê sy vir Mr. Chan, jy is so 'n miserabele mens. En toe sê Jan, wat maak dit aan jou saak? Toe sê sy, ja, maar sy is so gelukkige mens. Toe sê maar natuurlik, want jy kan uit die tronk uitstap. En toe sê sy, nee, maar dis nie hoekom sy gelukkig is nie. Sy is gelukkig, want sy weet die Here het vir haar gesterf, en sy is gered. En so stap hy toe nou weg, en hy vloek op haar, en sy voel toe nou baie sleg na die tyd, want dit was 'n groot taboe gewees. 'n Vrou mag nie aan 'n man gevat het in die Chinese kultuur in die openbaar, en sy besef toe nou sy het 'n groot fout gemaak, en sy voel toe nou baie sleg daaroor. Mr. Chan kry hulle toe nou later, toe sit hy daar met sy kop in sy hande, toe vra die een ou wat toe nou al 'n Christen geword het, vra maar, wat gaan aan met jou, is jy siek? Toe sê hy, nee, Gladys het aan hom gevat. Toe sê ander, toe sê hy, nee, maar dit kan nie wees nie. Toe sê een van die ander prisoners, nee, hy het dit gesien, dit het gebeur. En die ou is toe nou baie geskok, maar toe sê Mr. Chan, maar dis nie wat hom pla nie, sy het aan hom gevat asof sy lief is vir hom. Toe sê hy, maar dalk is sy. Toe sê hy, maar hoe kan dit wees? Hy is dan nou 'n moordenaar en so slegte mens. Toe sê hy, ja, maar sy is lief vir jou, want sy weet, die Here is lief vir jou. En dit was toe nou net daar waar Mr. Chan se hart toe nou aangeraak is, en hy is toe nou bekeer, en so het dit toe nou net 'n veldbrand in die tronk eintlik begin, en soveel mense het hulle toe bekeer, dat toe hulle op die ou einde hulle gedoop het, moes hulle vir 3 dae lank aanhoudend doop om almal gedoop te kry. So hulle het toe nou een groot lang doopdiens daarso gehad. So, sy het toe nou besluit om 'n burger van China te word, en want sy het gesê, almal is altyd so trots op hulle Engelse paspoorte, maar sy wil vir die mense wys, sy is een van hulle. Sy praat nou die taal, sy leef onder hulle, sy trek aan, sy volg die kultuur, en toe het sy Chinese burgerskap gekry, en die aankondiging is toe nou ook op die deur van die administratiewe gebou gesit, so almal in die dorp het toe nou geweet, sy is nou Chinese burger ook. En so het dit nou eintlik baie goed gegaan met haar werk, tot in 1938 toe die oorlog toe nou uitgebreek het, en die Japaneese toe nou begin oorlog maak het, daarso met die Chinese, en hulle het toe nou verbrande aarde policy gehad, so alles is vernietig, en hulle het ook voor die voet vrouens, kinders doodgemaak, en Gladys was toe nou baie ongelukkig daaroor, en sy het 'n artikel geskryf in een van die koerante, en
op 'n stadium met die mandarin te vra gesê, maar hulle moet nou uit die dorpie uitvlug, want die Japaneese het nie nou hierdie scorched earth policy en hulle vernietig al die kos, so hulle moet die kos vat en die mense en in die grotte rondom die dorp gaan wegkruip. En toe sê sy, maar sy gaan nie wegkruip nie. Toe wys hulle vir haar, want sy is toe nou op die Japaneese se most wanted lys as gevolg van die artikel wat sy geskryf het, en op die ou einde het sy besef, maar die klomp weeskinders wat sy het, is nou ook in gevaar gestel, en hulle gaan nou moet vlug. Op daai stadium het sy toe na 94 weeskinders gehad, waarna sy gekyk het, en toe het sy besef, maar sy gaan hulle na een van die naburige dorpe toe moet vat, waar daar 'n weeshuis is. Maar daar het nou klaar nie meer treine geloop, en soos hulle sy toe nou moes stap. Daar sy met die weeskinders net voor hulle toe nou op hulle tog vertrek het. En meeste van die weeskinders, soos julle kan sien, is redelik jonk gewees. Hulle was tussen die ouderdomme van 4 en 8. So dit was nou nie 'n maklike groep. Dit is nou nie asof jy 'n klomp fikse tieners het wat jy nou mee oor die berge gaan stap. Dis 'n klomp kleuters en so wat gaan kla oor hulle voete wat seer is, en hulle het ook nie eintlik nou weer baie kos gehad nie. So sy het 'n ysterpot gehad, 'n sak millet, en dan nou 94 weeskinders, en hulle het nou maar hulle skoene, het sy gesê, kan hulle ook nie dra nie, hulle moet kaalvoet stap, want die skoene het kurksole gehad, so dit sou in elk geval nie lank gehou het nie, so hulle moes dit nou maar om hulle middels vasbind, en die groter kinders moes maar die kleineres help, en so moes hulle toe nou oor die berge stap. Dit het al toe nou 12 dae gevat om oor die berge te kom, en dit was maar moeilik en koud en so, en toe na 12 dae toe kom hulle by die Yellow River aan, en die Yellow River is nogal 'n redelike groot rivier gewees, en hulle het gedink as hulle net die rivier kan bereik, dan kan hulle 'n boot kry en dan van daar af 'n trein, maar toe hulle nou by die rivier aankom, toe staan niks meer bote daar nie, en daar's ook nie eintlik meer mense daar nie. Toe kry hulle een ou man wat daar onder 'n boom sit, toe vra hulle vir hom af, toe sê hy net die Japaneese was klaar hier gewees, en het al die kinders doodgemaak, en die mense het gevlug, en die bote is ook nou nie meer daar nie, want het nou bomme daar so laat val vir dae aan een, maar hy moet sê die laaste week is dit nou nogal stillerig in die omgewing, en toe vra sy vir hom, maar wat maak hy daar, toe sê hy wel, sy kinders is nou almal doodgemaak, so hy wag nou vir die Japaneese, want met sy laaste asem wil hy in hulle gesig spoeg. So sit hulle toe nou daar, en sy weet toe nou nie wat om te doen nie. Nou sê die kinders vir haar, maar hoekom maak sy nou nie soos Moses, dan kan sy nou die water skei, laat hulle kan deurstap. Toe sy nou baie moedeloos, toe sê sy, ja, laat hulle bid, en daar het hulle toe nou gesit en gebid en gesing en so, en uiteindelik toe kom daar 'n Chinese offisier aan, en toe sê ja, al die bote is weg, en hy sou hulle baie graag wil help, maar uiteindelik toe kry hy nou vir hulle 'n boot, en toe neem hy hulle oor die rivier, en hulle kry toe nou 'n trein, maar soos wat dit nou met Gladys gaan, want alles, sy het maar baie probleme gehad in haar lewe. Toe was al nie vreeslik ver op die trein nie, toe word die trein gestop, toe sê hulle die trein kan nie verder gaan nie, die Japaneese bom, en nou moet hulle maar stap na die volgende dorp, en toe het hulle weer 'n bergreeks om te kruis. So dit vat al toe nou 5 dae om oor daai berge te kom. Toe kom hulle uiteindelik by 'n stasie aan, te sê hulle, nee, maar die treine loop nou nie eintlik meer nie, die enigste treine wat nou loop is die steenkooltreine. En so bars almal toe nou maar in trane uit, want toe is hulle almal toe nou al baie moeg gewees. En toe hulle almal nou lank en hard gehuil het, toe sê sy, okay, dis nou goed, mens moet so nou en dan 'n bietjie huil, maar nou moet hulle maar weer opstaan en verder. En toe sê hulle, okay, hulle sal hulle op die steenkooltreine laat ry, maar sy was toe nou bang die kinders rol van die trein af van hierdie hoope steenkool, so hulle het nou vir die kinders sulke gate gegrawe, dat hulle so in die gate in die steenkool kan sit. Wat nou eintlik baie goed gewerk het, want die volgende oggend toe hulle nou wakker word, sien hulle maar almal is nou pikgiet swart. As die Japaneese nou oor hulle vlieg met hulle vliegtuie, dan gaan hulle nou nie kan sien dat daar enigstens mense op daai trein is, want hulle is nou behoorlik gekamoufleer. So vat dit hulle toe nou 3 dae om te kom tot by die plek wat sy wou gewees het, maar toe word hulle nie toegelaat om af te klim nie, want daarso is toe nou gevegte aan die gang, so die trein gaan toe nou vir nog 3 dae aan, voor hulle toe nou uiteindelik by 'n plek kom, wat hulle toe nou kan afklim, waar daar 'n weeshuis is, wat sy toe nou die 94 kinders kan afgee. En teen daai tyd, want sy het nou maar vir die kinders haar kos gegee, en sy het toe nou te veel het opgedoen, en sy was toe nou regtig baie siek met longontsteking, en toe het sy nou ook gekollaps, en sy het toe nou opgeneem in 'n hospitaal daarso. Na die oorlog, toe die kommuniste nou oorgeneem in China, en sy het nou nog aangehou om te werk daar vir 'n tyd lank,
Maar het hulle haar op 'n stadium saam met van die ander Chinese Christene toe nou in hegtenis geneem en hulle wou toe nog gehad het, die Chinese wat Christene is, moet sê nee, hulle is nie meer Christene nie, hulle is kommuniste, maar toe het die toe nou gestaan, want hulle vra toe nou vir die een meisie, maar wat sê sy? Toe sê sy wel, 2 dae terug wat sy 'n Christen gewees, maar die laaste 2 dae wat sy gevange geneem is, na alles wat sy gesien het, is sy nou verseker 'n Christen. En toe kap hulle haar kop af, en toe moes arme Gladys toe nou daar staan en kyk hoe hulle 200 mense onthoof. So, haar gesondheid het maar baie gelei onder alles, en op die ou einde het sy besef, sy moet dalk nou maar China verlaat, want sy is prominent, en sy bring mense wat om haar is in gevaar. Sy is toe terug Engeland toe vir 'n ruk, maar sy kon nie regtig aanpas daar nie, en toe is sy later Taiwan toe, waar sy toe nou weer 'n weeshuis geopen het met die hulp van 'n redelike ryk man, en op die ou einde is sy toe in 1970 in Taiwan oorlede. So, sy het verseker haar hele lewe gegee vir Christus, en sy het 'n groot impak gemaak. Sy is een van die belangrikste sendelinge wat in China gewerk het. En sy het gedoen wat Christus ook gedoen het. Sy het nie op 'n afstand gepreek nie. Sy het gegaan en sy het tussen die mense wat sy wou bekeer gaan woon. Sy het hulle taal aangeneem, sy het hulle kultuur aangeneem, hulle kleredrag, sy het saam met hulle gesukkel en saam met hulle gewerk. En ek dink dit is presies wat Christus vir ons gedoen het. Hy het die hemel verlaat en aarde toe gekom en 'n mensgedaante aangeneem en saam met ons gelei. En ek dink ons kan soveel van haar leer, dat as ons iemand wil bekeer, dan moet ons nie op 'n afstand sê, maar weet jy, ek is so en jy is verkeerd, en gaan werk saam met daai persoon, word soos daai persoon, moenie maak asof jy beter is nie, word deel van daai mens se omgewing, en ek dink dan gaan ons vir alle impak hê, want sy sê sy het altyd gewonder, hoekom het sy nou nie soos die ander Engelse blou oë en blonde hare nie, want sy was maar klein gewees met donker oë en donker hare, maar toe sy nou in China is, toe het sy eintlik baie mooi ingepas. Jy mens moet mooi kyk om te sien, sy is 'n foreigner. So die Here het met ons almal 'n plan, en ons moet deel word van die mense met wie ons wil werk, want anderster gaan ons net hulle antagonisties maak as ons nou kom. Soos, en partykeer as mense oor sendelinge lees, dan kom jy agter dat nie groot sukses behaal nie, maar hulle het van hulle hoogtepuntjie afgepraat na mense toe, en dit is nie hoe mense sukses behaal, en haar storie het my diep getref en vir my gewys dat dit is die manier waarop ons moet werk, want sy het vir my heel wat van Christus se karaktertrekke openbaar sy, en ek hoop dat sy vir julle ook 'n inspirasie sal wees. En kom ons sluit af met 'n gebed. Here, baie dankie vir alles wat U vir ons gedoen het. Baie dankie dat U aarde toe gekom het en dat U U lewe vir ons gegee het, en dat U saam met die mense gelewe het, sodat ons kan weet dat U weet werklik wat dit is om mens te wees. Here, help ons dat ons soos U sal wees, en dat ons U werk sal voortsit, en dat ons ook sal wees as die mense wat ons na U toe wil bring. Help ons dat ons nie hoogmoedig sal wees nie. As ons U woord lees, dan sien ons dat U hou nie van hoogmoedige mense. So gee vir ons almal nederige harte. Ons vra dit uit U genade uit. Amen.